As jy op die Goeie Nuus WhatsApp groep kry, gaan jy binne die telling 3 iets skryf. 1, 2, 3. Terwyl jy wag, kom ons bid saam. Here, dis ons hart vanmôre. Daar kom hy nou deur. Dis ons hart dat U regtig uit U woord uit en deur U Gees met ons sal praat. Dat elke man en vrou op sy of haar plek van behoefte sal ontmoet en dat U deur U selfopenbaring aan ons sal help om perspektief te kry, perspektief te hou, perspektief te soek dalk. Maar absoluut in die lig van wie U is, want as U buite die raamwerk is daar geen perspektief nie. It's only when God is in the picture that we have perspective. I pray that you will, by your grace, compensate for my inabilities. That your Spirit will move beyond my natural limitations and that you will touch our hearts. I pray in Jesus' name. Amen. Handelinge 17. Gaan ek 'n paar minute met jou deel uit. I'll be back and forth between the heavenly language Afrikaans and the lovely English tales. Acts of the Apostles. Jy is dalk ook soos ek. Die Here praat met my op soms baie praktiese en soms snaakse maniere. En dan vat dit my soms 'n bietjie tyd om by te kom. Ek sien goed in die natuurlike en dan besef ek God just spoke to me. Is daar nog iemand soos ek? Alright. God praat, die woord sê dat in hierdie laaste dae het God met ons gepraat deur sy seun. Dit was die sleutelskrif vir ons reeks oor die verstaan van die karakter en die natuur van God. That in these last days God spoke to us through His Son. In other words, everything that God wants to say about you and me in this dispensation of grace after the cross, He exhibited that through Christ. So Christ is a statement about who God is and what God wants. En as ek kyk na wat Jesus gedoen het, hy was absoluut altyd net 100% sonder twyfel, sonder omdraai, sonder vraagtekens, net goed gewees. So God is a good God and the devil is a bad devil. Vanmôre, soos elke Sondag vir amper 19 jaar, word daar skoongemaak, hier come rain, hail, hell or sunshine. Ek was in die week al nikkerig, want ek kry vir die eerste keer in amper 19 jaar slakke in my tuin. Rakkers. As ek 'n slak sien, dan dink ek onmiddellik aan Turbo. Die animasie storie, hè? Ja, dit was goed. Dit is een van my favourite. Kyk, Hardebaard, Harley, Makkie Sakie, oupa to be, ek het Turbo geniet en waardeer. Dit was net stunning. Ek sal hom nog 20 keer kyk. Partykeer wil ek ook in 'n bietjie jet fuel of iets val, net. Dat ek die enigste een is, julle ook. Daar's van julle wat my nou sê, waarvan praat hy nou? Dit gat die opvoeding, man. Jy kan net sowel nog nooit in jou lewe boerewors of koeksusters geëet het nie. As jy nie Turbo gekyk het nie, gat in jou opvoeding. Ek sien vanmôre weer 'n rakker in my tuin. Ek moet jou net perspektief gee en ek verdra my asseblief as jy dalk net dink is nie kanseltaal nie. Ek gaan hints gooi, maar ek gaan nie dit sê nie. Ek het so die lelikste leefverfemmer wat jy in die lewe gesien het. Hy het meer vuil goed in hierdie straat opgetel in die laaste 5 jaar as wat die meeste dumptrucks op 'n goeie donderdag uit Edenville uit wegry. Want ek het vuil bure.
In elk geval, vanmôre soos ander oggende, enigste verskil being dat die rommel is nat. En ek het so 'n ou knyptang. Nou het ek 'n klompie papier opgetel. Hierdie gaan jou nou baie grous laat. Maar iemand by die erf moet bolly patrollie doen. You know where I'm going, né? So binne in die emmer met die tang, saam met die nat rommel, bolly patrollie. En ek loop hekkie toe en terug en my oog vang die klein rakker op my grasperk. Nou kyk, as jy 'n Great Dane het, dan is dit al moeilik genoeg om jou grasperk net lewendig te hou en aan die gang te hou, maar die laaste ding wat ek nou nog daar wil hê is 'n slak. En met daai knyptang wat ek rommel opgetel het en bolly patrollie gedoen het. En die evidence van dit alles is binne in die emmer. You get my drift? Vat ek daai slak aan sy dop. En ek gooi hom in die emmer. En ek parkeer die emmer hier by die kraan. En ek maak skoon. Gustav, blaas jy die courtyard skoon in die reën? Ja. Ek is nie bang om te sjok nie. Nee, ek sit 'n plastiek sak om die extension plug aan reën en nie nat en dan is ek nou nie so bang vir sjok nie, ek weet nie. Ek weet nie of dit werk nie. I'm still here. En toe ek terugkom by die emmer, toe sit Sakkie, die superslak wat in jou inbox is, op die rand van daai emmer. See, there's two things in life that will define you. Number one, what do you think of you? Not a humanistic, not a carnal thing. What do you think of you? And what do you think when you think about God? Wat dink jy wanneer jy aan God dink? En wat dink jy van jou? My pa het altyd hy het 'n vreemde manier gehad om sulke lekker gesegdes mos te. Hy sê die liggaam van Jesus het een van twee probleme. Hy het of 'n klomp ouens wat te veel van hulle self dink, of 'n klomp ouens wat te min van hulle self dink. En jy moet 'n God perspektief kry oor jou, want dan kan jy betekenisvol lewe vir God en vir sy koninkryk. Kan ek dit herhaal? Of dit dink te min van jouself, jy onderskat jou, jy onderskat die ontsaglike potensiaal wat God in jou gedeponeer het, of jy oorskat jou en dan loop jy met soos in die ou dae kerkraad broer, wit hemp, wit das, better than thou. But it's in this polarity of a holy God and a carnal, fragile, frail me, where Christ bridged the gap and everything was made new. En al wat ek en jy nou vanmôre kan doen is, ons kan van Sakkie die superslak, dis nou sommer wat ek doen, want Gustav, wat het jy met hom gedoen? Ek het besluit, hy het right of passage op hierdie erf. As jy op 'n slak trap, moet dit nie vir my sê nie, want ek en jy gaan boks vandag. As jy 'n slak sien, net hier buite, salieer hom. Because it might be him. Ek het hom letterlik uit daai emmer uitgehaal. Van die randjie af. Die voete wat jy het hom op die randjie. Kom ons gaan woord toe. Handelinge 17 vers 22. Paulus sit met 'n klomp Grieke. Dis ouens wat meer in hulle kop gelewe het as in die natuurlike wêreld, fisiese wêreld. Hulle was gedryf deur filosofie. Dis ouens wat dink hulle weet alles en toe kom 'n Confucius en hy gee nog 'n bietjie lig op hulle. Hy sê, "This I understand that the more you think you know, the less you know." En daar's niemand in die lewe wat so irriterend is, ek is seker vir jou ook, as mense wat dink hulle weet alles of optree asof hulle alles weet en eintlik weet hulle niks nie. Ons noem dit die Kirk-Dunning syndroom. There is an absolute disconnect between confidence and competency. Kan ek dit herhaal? Dis 'n sielkundige fenomeen. Kirk-Dunning syndroom. Jy werk saam met sulke ouens. Ek sal nie vir hulle sê jy was hier vanmôre en jy het gelag daaroor nie, maar dis die realiteit. They can sell themselves but they don't do much. Nou, Paulus sit met 'n klomp van hierdie ouens,
Grieke, filosowe, moderne ouens, hulle het nie eerstehands met Jesus te doen gekry nie. In die sendingreise is daar interaksie en dis die tipe ouens wat byvoorbeeld in Korinthe die afgodstempel van Diana gebou het en alles wat daarmee saamgegaan het. Absolute pagan worship was aan die orde van die dag. En in hulle filosofiese goed raak hulle so vasgevang dat hulle iets ongelooflik onbesonde doen. Hulle bou 'n tempel en hulle maak standbeelde en hulle sit 'n naam op hom en sê to the unknown God. Die onbekende God. Onthou, ons praat oor die openbaring van God se natuur en karakter. So ons gaan kyk wat sê Paulus vir hierdie klomp te slim vir hulle eie goedheid Atheners. En ons lees uit vers 22 af. So Paul, standing in the center of the Areopagus, hy's makliker in Afrikaans as in Engels, Marcial's meeting place, said, "Men of Athens, I perceive in every way and on every hand and with every turn I make that you are most religious or very reverent to demons." As julle is either godsdienstig of julle is met For as I passed along and carefully observed your objects of worship, I came also upon an altar with this inscription, to the unknown God. Ek gaan net 'n oomblik daar stop. Met ander woorde, ons praat onmiddellik nie van die God wat ek en jy ken nie, want die God wat ek en jy ken het deur Jeremia 31 geprofeteer. I will make myself known to you. Jesus kom en hy sê, hulle vra vir hom, wys vir ons die Vader. Hy sê, weet julle nie dat as julle my gesien het, dat julle die Vader gesien het? This everything is a continuation of the self-revelation of God. And in this, Paul sees an opportunity and says, I think you're so stupid. You even put the unknown God on some of your idols. This I set forth to you. Ja, vat 'n kans daar, né? The God who produced and informed the world and all things in it, being Lord of heaven and earth, does not dwell in handmade shrines, neither is he served by human hands as though he lacked anything. For it is he himself who gives life and breath and all things to all people. Ek hardloop net hierdeur, ek gaan nou so 'n bietjie van daai eksegeties en van daai waarhede vat. And he made from one common origin, one source, one blood, all nations of men to settle on the face of the earth, having definitely determined their allotted periods of time and the fixed boundaries of their habitation, their settlements, their lands, their abodes, so that they should seek God in the hope that they may feel after him and find him, although he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said it, for we are his offspring. Gustav, waar is jy? Ek vat net so 'n van daai elemente, proklamasies oor wat Paulus sê wie God is. Nou hy begin hier, the God who produced and formed the world. Stop net daar. Ja, daar's goed van die natuur wat my absoluut net impres van God. Ek weet nie wie van julle het ergens in hierdie seisoen, in die laaste maand, in die straat gestap of gehardloop nie. Maar as jy dit nie doen nie, is daar iets wat ek beleef het 'n paar keer wat jy beslis nog nie beleef het nie. Veral in dan vegan is daar 'n klomp wat nes gemaak het. Ek dink hulle is, weet jy of hulle dom is, of dit net natuur is, en of hulle net 'n oop spasie soek nie, maar kiwiet is 'n ander rakker. Een van die herhaalde ervarings die laaste maand was dit ons hardloop, groep, enkel, en skielik in die pad het jy hierdie image, kleintjie, groote. Nou kom hulle met daai maar klein beentjies, maar daai goed is soos Chinese chopsticks, man. Kom daai kiwiet met mag, en hy staan net so. Ouens, hy praat van 'n dingetjie wat so groot is. Party van hulle is bietjie groter. Blaas hy. Hou daai vlekkie so. Mannetjie en wyfie.
Mannetjie staan altyd voor, wyfietjie altyd net so skuins agter hom, staan hulle so. Beskerm hulle eiertjies. Blaas vir jou. Hulle het my impress. Daar's nogal vir my iets van die kruisiging in daai kiewit mannetjie wat so staan sê. The cross made the difference. Ja. In my domheid sê ek net elke keer, hier's nog 'n kiewit. Cheekie kiewit. Flowers. Dis die Engelse naam, 'n flower. Toe vat ek hierdie week die voelboek. Ek het nog tyd daarvoor ook gehad. En tot my verbasing sien ek daar's 9 verskillende kiewiete in Gauteng alleen. En Paulus kyk na hierdie ouens, to the unknown God, en hy sê vir hulle, Men of Athens, can I give you perspective? Is the God who in his glorious imagination imagined 9 different species of flowers, and he said, let there be. En niemand het daai kiewiete geleer nie, maar as jy naby daai eiertjies kom, gaan vat 'n bietjie 'n walk, en geniet jy 'n bietjie dit wat God gemaak het. The God who produced and formed the world and all its things, in being Lord of heaven and earth, does not dwell in hand-made shrines. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, you cannot build something that can contain him. Eerste, skepper. Tweede, you cannot limit him. You cannot contain him. You cannot build a shrine and say, well, this is where our God lives. Ek hou daarvan as ons daai spreekwoordelike ou Afrikaanse huis van die Here. Welkom in die huis van die Here. Broers en susters, kan ons vir mekaar vanmôre sê, die Here bly nie in 'n huis wat met hande gemaak is nie. Hy's hier, maar hy bly nie nie, because this thing cannot contain him in his greatness and splendor. Yeah. Neither is he served, vers 25, by human hands, as though he lacked anything. Worshipped as though he needed anything. As jy Afrikaans op hoërgraad gehad het, dan weet jy dat die beste opstelle skryf jy as jy hierdie meneer Afrikaanse onderwyser, hy gaan my nou sê ja of nee. As jy 'n opstel in hierdie formaat doen en jy begin met 'n raamwerk wat onder andere hierdie in het, wat, wanneer, wie, waar en hoe, redelik veilig. Ek weet nie nou nie, daai tyd het dit my onderskeiding in Afrikaans gewerk. Sal dit nog doen, Gerrit? Wat, wanneer, wie, waar, hoe, okay. Ja, maar ek het matriek geslaag toe Google nog nie 'n ding was nie, man. Ja. Nou kom Paulus en hy sê, he's neither served by human's hands as though he lacked anything, for it is he himself who gives life and breath and all things to all. Hulle is confused to this unknown God. Nou kom hy en hy sê, hy sien net alleen skepper nie. Hy woon nie alleen nie net in tempels wat nie met hande gemaak kan word nie. Hy het ook eintlik niks nodig nie. Self-sufficient. He is self-sufficient. Ek wil jou nou sê, of jy van God hou of nie van God hou nie, dit maak geen verskil aan wie hy is en wat hy doen nie. Of jy hom lief het of nie lief het nie, hy is ook nie eers impressed daarmee nie, dis jou voorreg om hom lief te hê. Your worship doesn't make him greater, he is already great. Through worship, I'm just aligning with his greatness, and in worship I get perspective on how good and great he really is. Okay. He gives life and breath to all things. Vers 26. He made from one common origin, one source, one blood, all nations of men to settle on the face of the earth,
having definitely determined their allotted periods of time and in fixed boundaries of their habitation, their settlements, their lands, and periods and time. Die NIV praat van appointed times, en toe ek dit lees toe, onthou ek 'n mental note, daar's 3 tipes tyd. Kronos, Pleuros, volheid van tyd. In the fullness of time, God sent His Son. Maar dan is daar ook die middelste ene, Kairos, Griekse woord. God moments, divine moments. En Paulus sê eintlik vir hulle, luister julle ouens wat so confused is oor hierdie unknown God, julle moet verstaan dat in jou leeftyd is daar oomblikke wat jy gaan besef, hierdie is God. Het God nou iets gedoen? Kairos oomblikke. Ja, ek wens ek kan in Kairos oomblikke bly lewe. Derek, ja, laat ek net elke dag besef, hierdie is nou God moments. Ek dink daar's soveel God moments en dan mis ons dit. Jy kan nie van wonderwerk tot wonderwerk lewe nie. Ons het 'n wonderwerkende God wat sulke amazing goed in ons lewe doen, en wil jy nie net daar waar jy sit, 'n oomblik in jou hart dit vasmaak, en as jy dalk in verwarring is oor wie die God is wat jy dien, wil ek jou herinner, nommer 1, hy is die God wat alles geskep het, nommer 2, hy is die God wat nie deur 'n gebou kan contain word nie. Nommer 3, hy is 'n God wat self-sufficient is, en nou kom Paulus en hy gee ons perspektief, en hy sê vir my en jou dat hy die God is ook wat die mensdom geskaap het, en binne in dit het hy aan die mens tyd en grense gegee, en daai tyd beteken, ja, daar's Kairos oomblikke waar God my ontmoet. So op hy noot, kom ons sluit gaan ons oë. En as jy 'n Kairos oomblik in 'n area van jou lewe het, wil jy nie net in geloof jou hand opsteek en sê, I'm trusting Him, the one who cannot be contained by a building, the one who is self-sufficient, the one who created everything. I'm putting my trust in Him, that in my life space, in this season, that there will be Kairos moments where I will look back at them and say, truly that was God. That was God. Vers 27. So that they should seek God in the hope that they might feel after Him and find Him, although He is not far from each one of us. Jy gaan nou lag. In ons journey die laaste paar weke dink ek terug aan boodskappe wat ek gepreek het. Aubrey gaan, as jy smaal, dink ek onthou jy hierdie een. Ek weet nie wanneer nie, eers het ek hierdie skrif oor gepraat, oor hierdie spesifieke, that they should seek God in the hope that they might feel after Him and find Him. Nou, ek het hierdie analogie gebruik. My oupa en ouma Ludik het op Bykerwil gebly, delwerrye. Hy was 'n delwer gewees. En ons kinders se vakansietreat was dat ons is by oupa op die Claims, en dan het hy hierdie siwe, en dan het ons klein kleuterhandjies gevat en dan het ons gehelp. En dan gooi jy grond uit daai Claims uit op die sif, en dan staan oupa en hy skud daai sif. En dan val die grond deur en dan bly die klippies oor. En daar was fenominale goed wat ons gesien het. Daar was nie 'n vakansie wat ek nie pak gekry het, omdat ek in oupa se, hy het ou oliedromme vol water gehad. En die verskillende kleure klippe, agate, hulle noem dit agate. Is daar 'n beter naam daarvoor, iemand wat nou weet? Klomp verskil. Maar dan is die geel klippies was bymekaar, die groen is bymekaar, die blou is bymekaar, die rooi is bymekaar. En in hierdie, daar was nie 'n vakansie wat ek nie pak gekry het nie, want dan speel ons met die klippe en dan koggel ons nou vir oupa en dan meng ons die klippe. Snaaks wees. Vakansies waar jy wakker word met die donkies wat bulk, dan hoor jy oupa se loodglaskamer deur oopgaan op die stoep.
Dan hoor jy daai ou bamboestoel van hom kraak as hy gaan sit. En die eerste geluide wat jy hoor op Bykerwil se Delwery, voor die son opkom, dan sê oupa Ludik, Halleluja. In die begin was daar nie kerse nie. Later, toe Bykerwil bietjie bykom, toe sa eventually krag. Maar hulle het hierdie verduiwelse pool switches gehad. En as jy inkom by die deur, dan moet jy nou daai pool switch soek. Dan sê eers. En dan vat jy so rond. En terwyl jy soek na die skakelaar, dan moet jy bid dat jy nie jou voet teen die katel se poot stamp nie. Dieselfde dan as jy genoeg rondgevat het in die donker, dan kry jy daai skakelaar en dan trek jy daai skakelaar. So that they should see God in the hope that they might feel after Him and find Him, although He is not far from each one of us. En dan vat jy hom raak in jou gespartel in 'n krisis en dan wonder jy, waar gaan ek nou my voet stamp? Of bid ek stamp nie my voet nie en ek sukkel in hierdie situasie, maar ek hou aan voel en ek hou aan bid en ek hou aan klop. Net nie ophou soek nie. Al voel dit of jy in die donker is, hou net aan voel, want eers gaan jy die skakelaar raak vat. And when you pull the switch, His glorious light will come on. Want jy sien, hier is die realiteit. Ek soek nie 'n antwoord nie. Ek soek hom binne in my situasie. It's not like the switch gives me the answer. The light is not the answer. It's His presence in my situation that brings light. Ag Here, as jy dink is 'n antwoord op 'n situasie, gaan jy die lig laat sien. It's Him in my situation that gives me light. Because so often the thing here doesn't change. But because He doesn't change, I got hope. My hope is anchored in something that cannot be seen with natural eyes. Jy sien, ek het nou en dan het ek nodig, as omstandighede my verblind het, dat dit donker is om my, dat ek kan net sê, Here! En as ek daai skakelaar het. So wat noem ek die skakelaar? It's faith. Hou net aan soek in die donker. Jy sien, hier is nou vir ouens wat soos Sakkie die superslak na Bolly patrollie en die vuil goed binne in die emmer lê en sê, I'm not gonna die in this bucket today. I'm not going in the trash, man. I was made for more. Kan jy imagine hoe hy vanmôre gevoel tussen daai vuil goed? Dink jy het loved gevoel? Dink jy het wanted gevoel? Dink jy purpose het om daar laat uitklim? Hy het eers gesê, I'm not gonna die here. This is not my end. Wonder of ons hoor wat sê die Here van ons vanmôre. Ekskuus, dalk praat die Here nie met jou nie, dalk praat die Here met hierdie sakkie. Ekskuus dat hierdie sakkie sy sakkie op jou projekteer. Vers 28. Want in Hom lewe ons, beweeg ons, bestaan ons. For in Him we live and move and have our being, as even some of your own prophets have said. For we are also His offspring. So hy is nie net die God wat deur Paulus vir hierdie klomp Grieke sê, luister ouens, hy het alles gemaak. Hy bly nie in tempels wat met mense hande gemaak is nie. Hy het al die generasies en geslagte gemaak en tyd is in sy hand. Hy is nie die God wat beperk kan word nie. En asof hy hulle nou net totaal uit hulle confusion wil uithaal, nou gaan hy dit en hy maak dit baie persoonlik en hy sê, eintlik is hierdie die realiteit, dat julle is syne. For in Him we live and move. I live, ek hoef nie eers, toe ek my
Bible Hub oopmaak, my e-sort oopmaak, voordat ek op die lettertjie klik om na live toe te gaan, te weet ek, Zoe, God kind of life. Dis wat Zoe is God kind of life. Goddelike tipe lewe. As jy perspektief soek, dis lewe met die kruis as die backdrop. Dit is God kind of life. En hier is nie prosperity, happy and healthy preaching nie. It's simple new covenant doctrine. Dat in die lig van die kruis bly ek in hierdie plek waar daar God kind of life in my lewe invloei. En ek kan 'n Zoe tipe lewe lewe. Beteken dit perfek? Nope. Sonder troubles? Nope. Maar hierdie slak gaan nie onder in die emmer bly nie. Because I've got God kind of life in me. As even some of you have own posts have said it, for we also are his offspring. Ek het altyd hierdie perspektief gehad dat die mens se persoonlikheid word uit 3 fakulteite of 3 elemente saamgestel. Eerstens 33% geneties, 33% kontekstueel, met ander woorde dit wat hier en nou in my lewe gebeur, en 33% of 1/3 aangeleerde gedrag. En dan manifesteer die persoonlikheid. Ek en Angelique studeer saam. En is interessant dat my teorie is so verkeerd en ek is ook nie onleerbaar nie. Die wetenskap se bewyse is leen meer na 68% van jou gedragspatrone word geneties bepaal. Die Here help jou as jy nie Heilige Gees het nie. En as jy nie Jesus het nie, as jy nie 'n nuwe hart gekry het nie, dan is jy absoluut uitgelewer aan oorgelewerde gedragspatrone. So 'n kind van die Here ergens met iemand die cycles breek. Die feit dat jy hier sit beteken iemand het ergens die cycle gebreek. Jy kom dalk uit 'n generasie uit waar ABC die norm was. Ons noem dit genealogy. Geslag op geslag op geslag op geslag. Sien jy daai patrone? Repeat. Hoekom? It's hereditary. 60 up to 68%. En die klein bietjie wat dan oorbly, los ons met aangeleerde gedrag of kontekstuele ervarings. Nou kom Paulus en hy sê vir hulle, julle klop met so in julle koppe lewe. En hulle het 'n offspring gehad ook wat almal in hulle koppe gelewe het. Groot filosowe met klein filosoof kindertjies. Nou kom hy en hy gebruik 'n woord. Die laaste woord in vers 28. Want hy wat alles gemaak het, nie beperk word nie, self-sufficient is, en argument op argument op argument. Jy weet die Griekse woord vir teorie is theoria. En vas aan hom is perspektief. Hy gee hulle perspektief. En hy sê vir hulle, hy's nie net eintlik daar ver abstrakt nie. Hier is die slegte nuus. Hy is julle pa. En hy gebruik 'n Griekse woord daar wat geen twyfel by hulle los nie. Hy sê absoluut 100% vir hulle, julle is sy nageslag. Ja, daar's goed wat my fascineer van die kinders. Ek sê net nou vir Marcus, ek sê dit gereeld, ons het nie kinders nie, ons het adults. En Andre en Divan en Hanko, Andre en Renee is. Ek is baie bly, ek moet nou Gerrit en Tarien sê, daar's al baie mense wat gedink het dat Andre is my seun, nie Renee my dogter nie. Ek is vrek trots op dit. Renee ontmoet laasweek iemand wat my lewe lank ken. Dit was regtig my eerste verjaarsdag gewees. En sy het vir Renee 5-6 jaar terug gesien, maar julle weet Renee lyk anders, né? Andre kyk mooi na haar. Sy lyk anders nou as 'n paar jaar terug.
En toe sy haar sien, toe sê sy, jy lyk net soos jou pa. Hulle gaan nie glo wat doen sy nie. Sy vat aan haar neus, sy sê, dankie Tannie. Dankie Tannie. Ek en Renée het statusneus, ons noem dit 'n statusneus. Paulus gebruik hier 'n woord, hy sê, for we, dis nou nadat hy hulle met waarheid op waarheid konfronteer. Ek wil amper dink dat in die Areopagus so 'n oombliekie stilte gewees. En dan kom hy met hierdie laaste ding, en hy sê, and we are his geno. Die Engels sê offspring. Paulus gebruik die Griekse woord geno. Hy sê, ons dra sy genetika. Jy, sakkie, onder in die emmer, tussen die vuilgoed, na 'n boliepatrollie, sal jy hom vanmôre oor jou hoor sê, I have his geno. As ek dit verstaan, dan kan ek skrif soos, great to be seen, that is in me, and he that is in this world. Ek kan dit vat, en dan kan ek sê, per vincere, ek is meer as oorwinnaar deur Christus, wat my krag gegee het, want skielik is die krag wat ek ervaar, nie iets uit myself nie, dis in my genetika. Jy sien, ek het in my hierdie can do, I will survive. Doesn't matter what happens, I'm gonna pull through and I'm gonna see God in my... Dis in my genetika. Oorwinnaar is nie iets wat jy word nie. Dit is wie jy is vanmôre. Al krisis is ek en jy sien dit net nie aldag so lekker raak nie. In die polariteit van wie God is en ek as natuurlike feilbare mens, het Jesus die mediasie tussen goddelike heerlikheid en menslike verwerklikheid geword. En hier is die eenvoudige einde. Dis onmoontlik om God raak te sien en nie ook my eie waarde te besef nie. Ek het begin deur te sê, hierdie twee realiteite sal jou lewe en sy uitkoms bepaal. Wat sê jy van jouself en wat dink jy wanneer jy dink aan God? En is nie twee pole nie. Want Christus het hierdie wie ek is en wie God is gebreach. En nou vind ek my identiteit nie in wie ek is of wie mense van my sê of wat omstandighede dikteer of hoe ek voel nie. Ek vind my identiteit in hierdie onveranderlike realiteit dat ek is uit hom gebore. Ek is uit hom gebore. As jy aanlyn ingeskakel het, ek bid dat die Here jou sal help, dat jy sal perspektief hê vanmôre. Dalk sit jy ook spreekwoordelik in 'n ou vuil verfemmer. Maar net nie daar bly nie. Net nie daar bly nie. Nommer 1, jy hoef nie. Belangrikste is jy moet net vir jouself sê, I'm not gonna stay here. I'm not gonna settle here. Ek sal wat gee om te weet wat het vanmôre in daai slak se kop aangegaan. Ek het eers gelag, daarna te besef ek nou praat God met my. Dat jy ingeskakel het. Ons share vir jou I was made for more op die Facebook blad. Sit hom op repeat, kry perspektief, bid dat Heilige Gees jou sal help. Dankie dat jy ingeskakel het.